ervaring wat 'n mens het saam met Jacqueline, bring op die ou einde vir jou persoonlik baie meer vreugde as wat ek dink die kind vir die tannie beteken of die oom beteken. Want die vreugde wat hulle mee deelneem en die vreugde wat dit vir jou persoonlik verskaf om vir daai persoon hierdie gawe te gee van kuns, is net ongelooflik. Dis die sukses van die aktiwiteit. Dit gaan nie oor die lees nie. Alles is 'n middel tot 'n doel. Dit gaan oor kom ons kry hulle om almal hulle stories te deel, sodat almal saamgesels. Dit is meer 'n geselsgroepie, 'n kuiergroepie as wat dit 'n leesgroepie is. En Tannie Hester was my bron, my go-to girl. Jy weet, want ek het al nou pragtige stories gehad wat ek kon deel. Vandag kuier ons weer saam met een van die ongelooflike mense wat elke dag 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Soos julle nou weet, is dit ons doen die stories agter die noodprojekte waarby Ekerk betrokke is, en vandag het ons die absolute voorreg om saam met Jacqueline de Lange te kuier van #GoodMoodClub. En Jacqueline, baie dankie vir jou tyd en dat jy saam met ons gaan kuier. Marietjie kuier ook weer saam met ons. Ek gaan sommer by die deur in die huis val en vir Jacqueline vra #GoodMoodClub. Vertel my meer, hoekom die naam? Ja, dit klink sommer net lekker. Die naam. Wat gebeur is bejaardes neig om te isoleer en hulle lyk sommer grumpy, as ek nou daai Engelse woord kan gebruik. En dan kom hulle na ons groepies of ons camps of ons inkleerterapie, en as hulle daar wegloop, is hulle sommer in 'n baie beter by. So toe besluit ons, hierdie mense is regtig in 'n good mood as hulle hier uitgaan, en ons noem dit nou die #GoodMoodClub. En dit het net gebyt. Die bejaardes is mal daaroor. Hulle hou baie daarvan. Hulle hou baie daarvan. Want hulle weet, by ons groepie kuier hulle lekker, en hulle word lekker bederf, en hulle kry ietsie om te eet, en dis net vir hulle baie lekker. Nou vertel vir my, jy sê bejaardes, so vertel my meer van jou bediening. Wat doen julle? Gee my 'n bietjie agtergrond. Ons bedien senior volwassenes. Nou gewoonlik in die aftreeoorde meng ons met almal. Daar's gewoonlik 'n gesonde kant en dan is daar 'n versorgingskant. Die versorgingskant kan nou nie meer so lekker uitkom op hulle eie nie. Gewoonlik het hulle nie meer karlisensies nie. Hulle is baie keer vasgekluister in 'n rolstoel, bedlêend of het al demensie. So dan bring ons hulle na die groepie toe. Ons het gewoonlik 'n sentrale punt waar ons almal bymekaar kry, maar die gesonde kant gaan sommer deel word van die groep op hulle eie. Hulle kan kom en gaan soos hulle wil, en dan kuier ons almal saam. Nou ons het verskillende aktiwiteite om almal te akkommodeer. Daar sit gewoonlik so 'n groepie wat inkleerterapie doen. Ek het met Ekerk se hulp vir hulle die pragtigste inkleerboeke en akriliese penne waarmee hulle, dit is amper soos verf, kan inkleer. En dan het ons voorlesing, of ons speel bingo, of ons doen 'n kunsaktiwiteit. So elke dag gebeur daar iets anders. Soos vanoggend het ons oefeninge gedoen by 'n aftreeoord saam met Semli se biokinetiese. So ons het biokinetiese van tikkies, wat dan vir ons help om vir hulle regte oefeninge te gee wat hulle nie seer maak, of wat hulle is slim genoeg om te sien as 'n tannie nie iets kan doen nie, want sy het sê nog maar skouervervanging en daai goed gehad, dan doen ons nou oefeninge saam met hulle. So ons het 'n verskeidenheid van aktiwiteite. Ons het ook hondjie dae wat ons saam met Pause with Purpose, het ons dan hondjies wat inkom, terapiehonde, so dis nou nie ongemanierde hondjies wat allerhande verskillende goed met die bejaardes doen nie, maar hulle kom in en dan kan die tannie bietjie voel aan die hond. Hulle bring verskillende tipe honde, hulle het nou al 'n toypom daar gehad en ook 'n jokkie, en dan kan die tannie hulle so bietjie vasdruk en vashou en voel.
Ons het gister 'n tannie gehad wat in trane was, want toe onthou sy nou hoe lekker dit was om 'n ou diertjie te hê en sy mis daai dae. So ons doen verskillende goed by verskillende oorde, maar dis maar gewoonlik inkleurterapie, hondjiedag, kunsaktiwiteit en voorlesing. Nou by Ja. jy noem die oorde. Waar is julle oral Ja. betrokke? By watter ouetehuise is julle? Ons is by 6 verskillende oorde. Ja. Ons is by Vergenoeg, Ebenezer, Doringbome, Jaffa en Linwood Aftreeoord. En dan het ons Chandri. Ja, so daar's 6. Ons is dan eintlik by 7. En dan het ons The Inn. Nou The Inn was Stefan de Beer van die Universiteit van Pretoria, professor Stefan de Beer. Hy het die Tshwane Leadership Foundation begin en hulle het 'n klomp senior volwassenes gehad waarvoor hulle sorg en toe het ons altyd daar ook gaan bingo speel en aktiwiteite doen, maar toe kom ons agter hulle is so arm, hulle het nie eers kos nie. Sure. So 3 keer per week vat ons ook vir hulle gekookte kos. Ek het vanmôre vroeg nog voor my eerste aftreeoord het ek vir hulle 2 etes gaan aflaai. Lekker lasagne en dan elkeen 2 jaffles met currymans. Sure. En blokkies fudge vir pudding. Jy weet sulke goed. Ons raak maar kreatief. Maritjie, ons is as E-Kerk nou al 'n hele rukkie betrokke by Jacqueline en haar span. Vertel my bietjie hoe hulle oor ons pad gekom by E-Kerk? Jacqueline het oor Stefan se pad gekom, my man, en hy het vir my vertel van hierdie wonderlike dame met haar passie vir bejaardes en bejaardes wat verswak is, bejaardes wat swaar kry en sy is net 'n amazing mens. Ons kon nie anders as om by haar betrokke te raak nie. Nou jy praat van jou span, vertel ons 'n bietjie meer van jou span. Hulle is almal vrywillige werkers Ja. wat 'n donasie ontvang van E-Kerk. Dit is Rita en Shanae en Nicoline en Shanae is 'n maatskaplike werker, sy het honeurs in maatskaplike werk en dan natuurlik ek. So Ja. ons is 4 en dan kan ons so opdeel waar die behoefte is. Ja, en ons almal maak saam kuns nou. Ja. Ons het daai pragtige cricketmasjien gekry by E-Kerk. So ek maak die goed wat daarop uit kan gesny word, maar elkeen kan elke maand 'n kunsprojek kies en dan doen ons dit ook saam. Veral hulle doen dit in hulle eie tyd ook, maar meestal doen ons dit hier by my huis. Dan kom ons almal bymekaar, want ons bou dit soos 'n puzzle. Ja. Omdat demensie pasiënte kan jy nie net 'n klomp blomme en 'n klomp wol en 'n klomp, jy wil sê nou maar nou 'n brandwurm maak. Jy kan Ja. nie net die goed daar voor hulle neergooi nie. Jy oorweldig hulle onmiddellik. En dan wil hy tannie met alle magnetkamer toe gaan. So jy moet dit netjies voorbeelde maak van wat jy wil doen. En my motto is as ek dit kan doen, kan die tannie dit doen, want ek is glad nie kunstig nie. En ek oefen letterlik voor die tyd, dan sien ek, ja, dit werk, ek het dit reg gekry. En dit vat so lank, so die tannie kan dit ook reg kry. Sure. Ja. En dan maak ek voorbeelde, en dan gaan sit ons en ons elkeen kry 'n stuk om te doen. Jy doen byvoorbeeld die pompoms wat die brandwurm se lekker geflafte lyfie gaan wees en jy doen die gesiggie op die cricket wat nou ek is en jy doen die neusie en dan verpak ons dit soos 'n puzzle. So die tannie kry 'n sakkie met haar bord waarop sy dit gaan doen, met haar pompoms, met haar kammetjie waarmee sy dit gaan uitkam om dit nou fluffy te maak. So alles is pragtig vir haar uit. En dan kom ons by die oord en dan sê ons vir die versorgers, okay, nou gaan ons die sakkies voor die tannies neersit, maar ons begin nie, ja, en dan gaan ons wegspring, almal op een slag, sodat as 'n tannie vashak, dan kan ons sê, okay, ons is nou daar, kom ons help tannie met dit. Die geheim is, jy fasiliteer, jy doen nie die kuns vir haar nie. Al moet jy daai vingertjie vat en hom op die regte plek sit, en jy gaan nie glo nie, binne 2-3 maande doen sy haar eie kuns. Maritjie, ek gee oor vir jou. Ek wil tog net noem hier, ek hou daarvan, vreeslik baie daarvan om saam met Jacqueline hulle te gaan.
Ek vat gewoonlik 'n vriendin saam of my skoonsister Helen en die ervaring wat 'n mens het saam met Jacqueline bring op die ou einde vir jou persoonlik baie meer vreugde as wat ek dink die kind vir die tannie beteken of die oom beteken. Want die vreugde wat hulle mee deelneem en die vreugde wat dit vir jou persoonlik verskaf om vir daai persoon hierdie gawe te gee van kuns is net ongelooflik. En jy weet Jacqueline, hulle pak kunsprojekte vir 80 bejaardes elke week. 80 pakkies met hulle pak elke week en ek haal absoluut my hoed af vir haar en haar span wat dit elke week so sorgvuldig verpak met soveel liefde. Sjoe. By jou is dit verseker die menigvuldiging van tyd, as ek dit so hoor. Ek wil nogal 'n mooi storie van Jacqueline van jou vertel, wat ek nie dink jy weet, ek weet nie. Maar ek het 'n familielid gehad, sy is laas jaar oorlede, en sy was in huis Herfsblaar gewees. Dit was haar verjaarsdag gewees. Sy wou vir geen lewe of dood wou sy uit daai kamer uitkom vir haar verjaarsdag nie. Sy het besluit daar gaan sy bly. En ek weet nie hoe jy dit reg gekry het nie, maar jy het vir dan uit die kamer uit met 'n massive partytjie en ek het foto's gekry daarvan waar sy dit so geniet het, wat sy nog 'n voice note vir my ma gestuur het en gesê het dankie, dit was ongelooflik en ek dink jy doen so baie, maar ek dink nie jy besef die ongelooflike verskil wat jy maak nie. En ek wil hê jy moet dit weet. Dit is regtig nie net vir die mense wat binne in die ouete huise self is nie, maar ook hulle familielede. Maak jy en jou spanne ongelooflike verskil. En ek wil sommer met dit vir jou vra, jy het vir my 'n bietjie vertel van wonderwerke wat gebeur en wat jy sien. So vertel vir my sommer net van die wonderwerke wat jy elke dag beleef. Ja, Bertien, daar wil ek aansluit by jou. Jy moet onthou dit is actually nie ons nie. Daar's 'n liedjie wat hulle sing nou, Longer a Slave of Fear, waar hy sê, you split the sea so I could walk right through it. En God maak eintlik die pad sodat jy so 'n tannie kan uitbring. Dis nie ons nie. En ek met die wonderwerke byvoorbeeld, as ons nou kuns doen by die demensie afdeling, daar was spesifieke tannie wat gevorderde demensie gehad het. Ek het letterlik, soos wat ek vir die versorger sê, smeer die gom, sit die blommetjie, maar moenie dit druk nie. Vat die tannie se vingertjie, druk die blommetjie vas. Sy het die blommetjie geplak. En die tannie het so begin, haar naam was Agnes, tannie Agnes. En jy kan nie glo nie, na 3 maande was sy al so onafhanklik. Die kuns het so baie vir beteken dat sy self haar kuns begin doen het. Dat ek die tannie agter haar kon begin help en sy gaan op haar eie aan en as ek sien sy hak vas, dan help ek haar gou-gou. Maar wat vir my die wonderwerk was onthou met demensie is een van die eerste goed wat gebeur is, hulle verloor hulle bestuursvaardighede. Probleemoplossing en beplanning en goeie oordeel. So daai tannie kan nie 'n probleem oplos nie. Daarom kan jy ook nie vir hulle goed voor hulle neergooi nie. Jy moet dit soos 'n puzzle plak. Sy het nie gehou van die tekstuur van die prit nie. So ek het kort het ek met 'n wet wipe gegaan, dan vee ek haar vingertjies af, dan is sy weer gelukkig. Maar die een dag dink ek het sy net genoeg gehad en sy sien hier lê 'n servet. Sy vat daai servet en sy vou hom in 'n vierkant en sy begin daai goed vasdruk met die servet. Ek het daai hele groep gestop. Ek het vir hulle gesê wat julle nou hier sien is 'n wonderwerk. Want daai vaardigheid het sy al in fase 4 of 5 verloor en sy trek al in fase 7. So is dit nie amazing dat hierdie stimulering van haar brein het gemaak dat haar brein nuwe neurobane gemaak het en dat sy nou weer kan probleemoplossing doen nie. Dis die tipe wonderwerke wat ek sien. Ons het dieselfde by Ebenezer gesien met Tannie Marie. Nou 2-3 weke terug wat ek die versorger vang dat sy die kuns doen en ek sê vir haar sussie nou,
please don't do that. Let me show you. En ek wys vir haar hoe ek die tannie se vingertjie. Toe ek my hand wegvat, toe begin die tannie self haar vingertjie beweeg. Toe sê ek, roep ek al die versorgers, toe sê ek, that is why I say, we facilitate, we do not do the art for them. Nou het hulle prakties hierdie wonderwerk gesien, en nou verstaan hulle, hoekom sê ek, moenie die kuns vir die tannie doen nie. Help haar brein om daai stimulasie te kry. En dan sien jy hierdie wonderwerke. Sjoe, mens kan nie dink, mens dink eintlik dis verby, daar's geen verskil nie, die dementia doen sy werk, en tog gebeur hierdie sulke klein goedjies wat hierdie groot verskille maak. Nou ek kan dink, jy het te doen met baie unieke mense, interessante ouer mense. Vertel my klein bietjie van oom Jan. Die oom Jan was net die wonderlikste mens. Hy het al van 35-jarige ouderdom in 'n rolstoel beland, met 'n veelvuldige sklerose. Dit was vir hom aanvanklik 'n baie moeilike pad. Hy was 'n baie suksesvolle bankier, en hy moes aanvaar dat sy liggaam nou stelselmatig gaan afneem. Toe ek oom Jan 9 jaar terug ontmoet het, en dis so ek beland het by hierdie hele ding, as audiometris, het ek hierdie man gekry wat net so dankbaar is teenoor die Here, omdat hy nog steeds die voorreg het om elke dag vir 'n uur of 2 in die tuin kan gaan sit. Hy was net altyd dankbaar oor alles. So dit was so plesier om met hom te doen te. As jy hom vra, hoe gaan dit Jan, dan sê hy, dit gaan goed, goed, goed. Jy weet, alles is altyd in oortreffende trap. Dan dink ek, as dit ek was, weet ek nie heeltemal of dit my houding sou wees nie, want weet, dit is verskriklik om nie eers jou eie neus te kan afvee nie, om heeltemal afhanklik te wees van iemand om buite te kom, om afhanklik te wees om te eet. Hy stik so maklik. Jy weet, en hy was net altyd so dankbaar, en ons het al die uitstappies gehad, wat ek sy rolstoel gestoot het, na Seattle toe, daarbo by Queen's Quarter, en dan gaan drink ons koffie, en ons kuier, en as hy moet tandarts toe gaan, want hy moes elke 6 maande tandarts toe gaan, want jy borsel iemand se tande, maar jy kan dit nie so mooi flos, soos wat iemand self dit sou borsel nie, dan gaan ons na die mondhygiënis, dan maak ons 'n hele uitstappie van dit, maar daai houding van hom, hierdie totale dankbaarheid altyd, was vir my die grootste inspirasie. Ek het net besluit, ek kan in my lewe nie ondankbaar wees vir iets nie, want ek het alles, ek is gesond, ek het 'n wonderlike man, ek het pragtige kinders, en hier is Jan, wat eintlik fisies so swaar kry, maar hy is so dankbaar teenoor die Here. En wat ook vir my gewys het, dat al het jy niks, en al kan jy nêrens gaan nie, en al kan jy nie jou Bybel oopslaan nie. Jan was ons almal se Bybel. Hy het gewys hoe dankbaarheid lyk. As hy iets oor Jesus gesê het, het ons almal op die punte van ons stoele gesit, want wie weet beter hoe wonderlik Jesus is as Jan. En ja, hy was net 'n inspirasie. Jy kan enigiemand vra in hy se herspraak, hulle sal Jan ken, en hulle sal weet wat se impak het Jan. En partykeer as ons so winkels toe gestap het mense my voorgekry 'n keer, en dan wil hulle met Jan gesels, want hulle ken Jan nog uit sy Queenswood dae, wat hy nog self met sy rolstoelplekke kon gaan, en nog steeds vir die Here sy lig laat skyn het. Dit is absoluut Jan is in ons almal se geheue ingeets vir die res van sy bestaan. Jy het iets geërf ook van oom Jan. 'n kombersie. Het jy 'n kombers geërf? Spesiaal is dit. 1 jaar het tannie Rina Leroux se dogter Renay besluit, ons moet kombersies maak vir ons armaftree oortuis Jan 3. En ons het dubbellaag vlieskomberse gemaak. Die een kant het 'n motief, die ander kant was 'n gewone eenvoudige een kleur. En vir Jan het ek toe, nou hy's nou nie en hy's Jan 3 nie, maar toe besluit ek Jan moet ook een kry, 'n bietjie groter,
en daar was sulke hondjies op. En dit was Jan se kombersie. En toe die kinders het, toe hulle nou die kamer opgeruim het, gesê, ek kan alles daar kry. Toe sê ek wil niks daar hê nie. Kan ek dit uitdeel onder die versorgers? Sy klere, sy alles, want die versorgers was verskriklik goed vir Jan. En hulle het regtig verdien om ietsie te kry. En toe sê ek maar, kan ek asseblief net my kombersie terugkry? En julle kan nie glo nie, as ek Dis reg. As ek die dag verskriklik verlang na Jan, want dit is al groot gat in my hart. Dan vat ek my kombersie en dan gaan sit ek onder hom, al is dit hoe warm, en dan dink ek aan Jan en daai lekker vlies, en ek het al die ongelooflike herinneringe van my en Jan en ons uitstappies. En ons het vir jare so uitgestap, tot met die einde. Het ons hierdie uitstappies gehad. Dit was so lekker, net ek en Jan. Ongelooflik kosbaar om so iets saam met mense te vat. Dan was daar 'n ander tannie wat ook oor jou pad gekom het, is Tannie Hester. Wat 'n wonderlike mens. Dis nog iemand met 'n legacy. Tannie Hester en haar man Pyn Pinaar, wat die waterverf skilder was. Hy was 'n dominee in Rivera van die NG Kerk. En hulle het daai tyd met Angola se groot drama en die Angolese Portugese wat toe moes vlug met net die klere aan hulle lyf. Hulle kon nie eers Engels praat nie. Het hulle in hulle huis ingeneem. En dan het hulle versorg totdat hulle vir hulle kon plek kry om te bly en 'n werkie. Sodat daai familie nie weet op hulle voete kan kom. Maar die twee het gaan Portugees studeer by Unisa. Sy kon perfek Portugees praat. En sy het oor my pad gekom daai jaar wat ek hierdie kursus vir helpende hand versorger gedoen het. En sy was een van die tannies wat ek in die oggende moes bad, as ek aan diens was, my 12 uur skofte. En haar stories. Die kinders het nou vir my gesê, hoe kan jy na hierdie stories oor en oor luister? Ek sê, dit is vir my ongelooflik mooi. Hoe toe sy ons tuis was, tussen haar en die apteek, daar was ons tuis, dan die konsistorie, dan die apteek, dan kom die mense so verbygestap en vertel sy vir my, hoe sy dan sien die tannie se skouertjies hang soms so. Dan nooi sy die tannie in vir koekies en tee. So sy het eintlik al 'n #Goodmood Club gehad, 1-to-1. Sy is die original. Baie jare. Sy is die original. Ja. En dan vertel sy my die stories van hoe sy Portugees geleer het en hoe hulle hierdie mense gehelp het en ek kon net nie, dit was vir my die mooiste stories. Ek wens ek het alles neergeskryf. Ek wens haar kinders wil 'n boek uitbring, want sy het hierdie ryk lewe. En dan wat gebeur is met ons kuier, met die lees. Die geheim van 'n aktiwiteit is, jy sit nie en lees en die tannie sit en slaap nie. Ja. Dit is interaktief. En hoe meer interaktief, hoe meer waarde voeg dit toe vir die individu. So dan, as we Ben lees, en hy lees nou iets oor visvang, dan sê ek, Tannie Hester, vertel asseblief vir die groepie, daai keer wat jy saam met jou pa gaan visvang het, en hy gesê het, jy moet daai een kant gaan visvang, en die mans vang daar vis, en jy vang hier vis. En dan, so sy al die vis gevang. Die mans het niks gevang. En dan sê ek, en wat het jou ma daai aand gesê aan die etenstafel? As dit nie was vir Hester nie, het ons nie vanaand geëet nie. Jy weet, so, en dan begin al die tannies saam praat. So ek was so dankbaar vir haar stories, want iewers in 'n boek is daar 'n storie wat sy al vertel het. En as sy eers begin vertel, dan spring oom Hoppie in met sy storie, en dan is oom Veldman met sy storie, en op die einde lees ons net 'n bladsy, want almal het 'n storie. 'n storie om te vertel. Dis die sukses van die aktiwiteit. Dit gaan nie oor die lees nie. Alles is 'n middel tot 'n doel. Dit gaan oor, kom ons kry hulle om almal hulle stories te deel, sodat almal saamgesels. Dit is meer 'n geselsgroepie, 'n
kuiergroepie as wat dit 'n leesgroepie Leesgroepie is. En Tannie Hester was my bron, my go-to girl. Jy weet, want ek het al haar pragtige stories gehad wat ek kon deel. En daar het altyd ietsie bygekom wat sy onthou. En sy het so ryk lewe. En jy kan nie glo nie, Bertien, daar's 'n Portugese oomie in ons aftreeoord gewees wat nie 'n woord Engels kon praat nie. Onthou demensiepasiënte gaan weer terug na hulle oorspronklike taal. Hulle het afasie, so hulle sukkel met 'n tweede taal. Al kon hulle hom vlot praat, kan hulle nou nie meer nie. En die oomie kon nie 'n woord Engels nie. En ek het hom so jammer gekry, want sy vrou was nie dieselfde oord nie, en dan kom sy en kuier met die versorger, maar partykeer bring hulle hom alleen uit, sonder sy vrou, sonder die Portugese versorger. Dan gaan sit ek Tannie Hester voor hom. Dan begin sy met hom Portugees praat. Jy kan nie glo dat Tannie Hester wat demensie het, kan nog vlot Portugees praat. Sjoe. En dan, daai oomie se gesiggie, dit helder so op, en hy begin terugpraat, want hy hoor sy eie taal. So Tannie Hester was my go-to girl. Nee, ek was baie lief vir haar. Ou Tannie Hester. Ek was net so seer toe sy dood is, ja. Sjoe, daai is ook 'n ander ding wat 'n mens mee moet deel in jou werk, is jy verloor baie mense. Dis ook iets wat 'n mens mee moet. Hoe hanteer jy dit? Gelukkig weet ek dat hierdie is nie die einde nie. En eendag gaan ons almal op hierdie hernieude aarde wees en in die hemel wees. Ja. So ek het daai vrede dat ek gaan jou weer sien. Ag Jacqueline, ek onthou een wonderlike dag wat ons plantjies geplant het. En dit was vir my die wonderlikste dag daar saam met die bejaardes. Ek het gietertjies gekoop, althans Jacqueline het dit gekoop, maar ons het al geborg en sy het hierdie plantbokse gekoop en elke ou mens het 'n hele plantboks met verskillende plantjies en so dit daar in die tuin gelos. En een van die oomies wat daar in die meentuise bly het ons kom help. Ag Jacqueline, vertel net so 'n bietjie van dit. Was net die wonderlikste dag. Ja, dit was so lekker. Hulle het dit geniet. Eerste plek om hulle buite in die natuur, dit is so goed vir hulle. En daai kreatiwiteit met die plantjies, met die grond voel tussen jou vingers vee, om jou plantjies te plant, jou klippies te gooi, dit was vir hulle so waardevol. En oom Johan was die oomie in die meentuis en hy het van die potting soil actually geborg en hy het beloof dat hy sal ook sorg dat die plantjies altyd nat is. En jy kan nie glo nie, hulle is nog steeds daar. Daar was 'n oomie, oom Jannie, en hy was so lief vir sy plantjies. Kyk, dit was sy hoogtepunt. Voor ontbyt, dan gaan vat ek hom eers tuin toe, dan gaan maak hy die plantjies nat. En hy het toe op die einde uit die oord uitgegaan na 'n ander oord toe. En hier bel sy seun my en sê, ek hoop nie jy gee om nie, maar pappa wou sy tuin saamvat. Ek sal nooit omgee nie. Dit was vir hom so plesier geweest. So daar gaan hy nou na die ander oord toe, laat hom daar die plantjies verder nat maak. Ja. Jacqueline, voordat ons afsluit, sommer net, ek dink elkeen van ons met dit wat ons mee besig het ons 'n droom voor. Wat is jou droom vir jou bediening? My droom is dat iemand hierdie bediening verder vat. Dat dit nie net hierdie 6 oorde, 7 oorde is wat hier by baat nie. Dat dit uitgaan na buite toe. Dat iemand hoor wat ons doen en dink, weet jy, ek bly in Witrifuur, maar ek wil in Witrifuur. En dit is besig om te gebeur, Bertien. Weer eens alle eer aan die Here. #GoodMoodClub wees, waarvoor God al die eer kry in elke oord in Suid-Afrika. Nou, as iemand vandag luister na hierdie gesels van ons, en hulle wil graag betrokke raak, of hulle wil jou graag help, of bystand, hoe kan ons jou help? Hande is altyd welkom, want jy wil graag net, sê nou maar demensiepasiënt, maksimum 2 demensiepasiënte per persoon. Ek moet sê NG Valeria, waar Jaco Strydom is, help my klaar verskriklik baie by ver genoeg, en hulle gaan nou by Huis Jandrie ook betrokke raak. Sure. So daar is al klaar gros van ons wat die pretstap doen op 'n maandagoggend. Dis nog een van ons aktiwiteite wat ons al die demensie en versorgingspasiënte uitvat en
elkeen het iemand en hulle pas hulle op. So hande kan ek nooit genoeg van hê nie. Ek sal vir jou werk gee vir jou hande. Jy kan blommetjies maak, jy kan van die kunsgoedjies voorberei wat ek het. Jy kan finansiëel bydra want al hierdie goed kos verskriklik baie geld. Ek weet nie of jy al ooit in 'n kunswinkel was. Dit is ons finansiëel daar. Dit is amazing. Jy pak net in en dit is so lekker. Jacqueline, as iemand jou in die hande wil kry en betrokke raak of wil skryfbehoeftes skenk of enige iets, waar kan hulle jou in die hande kry? Wel, ek weet nou nie wat is veilig nie. Kan ek my selfoonnommer gee? Jy is welkom. Ek gaan hom gee, dis 072 59 26 122. So hulle is welkom om my te bel en dan reël ons dat ek dit hulle gaan afhaal of dat hulle dit vir my bring of wat vir hulle werk. Jacqueline, dit was nou vandag vir my verskriklik lekker om jou te leer ken, ook meer in dit wat jy elke dag doen. Ons het al vinnig mekaar al gesien en saam gewerk, maar dit was nou so lekker om jou stories te hoor en te deel in die wonderwerke wat jy elke dag beleef. Ek wil graag van Ekerk se kant af vir jou dankie sê vir dit wat jy doen. Dit is vir ons so lekker om 'n pad saam met jou te stap en ons wil vir jou sê, ons sien jou raak, ons waardeer jou en soos daar staan, moet nooit ophou om goed te doen nie. En ons ondersteun jou, ons waardeer jou en dit was vir ons verskriklik lekker om vandag saam met jou te kuier en Ja, baie dankie Berdien. Ag, dankie en onthou net asseblief julle alle eer aan God. Dis hy wat hierdie moontlik maak. Verseker. So, ek wil net al die eer aan hom gee.